Welkom by hierdie oordeenking. My gebed is dat jy met die luister hierna 'n stuk wysheid, insig en sommer net God se liefde in jou hart sal ontvang. Jou Here is nie met vakansie nie, ook nie in 2025 nie. Ek is seker jy het al dikwels aan jouself, jou vader of ander herken dat jy bang vir iets is, vir 'n groot taak, vir die onbekende, vir mense, vir 'n nuwe jaar. Ja, ons almal is soms bang, veral as ons weet dat ander se oë op ons is en daar 'n bepaalde verwagting is. Miskien moet ek jou hier in die begin van Januarie weer daaraan herinner dat jy nie alleen die jaar ingaan nie. Jou Here is by jou. Ja, hy is so intens deel van jou lewe dat hy elke gedagte, elke emosie, elke stukkie opgewondenheid, vrees, moedigheid en hoopverlorenheid ken. Onthou, met God aan jou kant is daar altyd 'n vlam van hoop wat in jou brand. Hoop wat bang is, maar steeds die volgende tree gee, omdat jy weet dat hy daar is. Hoop wat onseker en onrustig is, maar daar binne tog ook vrede het, omdat jy weet jy word nooit alleen gelos nie. Hoop wat soms moedeloos oor die vlakte staar, maar diep binne in jou weer krag kry, omdat hy aan jou 'n soort hoop gee, wat net hy kan. Onthou, hoop is nie 'n groot vuur wat opstuur uit groot stompe hout nie. Hoop is dikwels die klein, flou vlammetjie van 'n enkele kers in 'n pikdonker vertrek. Hou maar net vas aan vandag se stukkie lig. Môre sal jy weer krag kry. Hoop kan nie altyd die blink môre ster sien nie, maar weet intuïtief dat hy daar is. Dat hy wel toegetrek kan wees agter onweerswolke en dikwels skaars sigbaar is, maar dat hy altyd daar iewers is. Hoop kan nie altyd die toekoms sien nie, maar hy kan vandag sien. Die lamp in jou hand skyn nie myle vooruit nie, maar kyk weer, die flou liggie agter die glas gee net genoeg lig vir vandag, genoeg vir die volgende tree. Moet daarom nie moed opgee nie. Hoop is nie altyd 'n viool met al sy snare nie. Nee, soms het hoop net een snaar, maar een snaar genoeg. Want God kan met een snaar mense wat hom vertrou, simfonieë van die lewe komponeer. Van Genesis tot Openbaring bevestig God dat hy by ons is. In Genesis 46 vers 3 sê hy, ek is God, moenie bang wees nie. En dan lees ons in Openbaring 3 vers 31, die genade van die Here Jesus sal met julle almal, ja ook met jou, wees. Kom ons bid. U wil die beste vir ons gee, Here, altyd. U wil ons oë oopmaak vir die mooi, gedurig. U wil ons met goedheid bederf, sonder ophou. U wil eensaam mense weer note gee om te sing, om die lewe te dans. Dankie dat u musiek kan maak, selfs wanneer die lewe vals is. Dat u simfonieë skep deur een mens met hoop. Vandag kies ek om in u orkes van lewenshoop te speel. Amen.